Goeiemôre geliefdes, ek groet u in die lieflike naam van Jesus. Nou ek wil met u praat oor geloof vanmôre. Ons is in hoofstuk 10. En die Bybel gee vir ons twee onderskeidende kenmerke van geloof. Naamlik, in die eerste plek, geloof ontstaan altyd vanuit God se woord. En in die tweede plek, geloof hou altyd direk verband met God se woord. Nou geloof is een van die relatief min woorde wat die Bybel vir ons omskryf en vir ons 'n definisie gee. Nou in Hebreërs 11 vers 1 lees ons die volgende. Hy sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Die Engels sê dit ook mooi, hy sê dit bietjie anders. Hy sê, now faith is the substance of things hoped for the evidence of the things not seen. Hieruit sien ons baie duidelik dat geloof en hoop verskil van mekaar. In die eerste plek is hoop is toekomsgerig. Hoop is toekomsgerig, maar geloof is gegrond in die hede. Hoop is 'n positiewe gesindheid en verwagting ten opsigte van die dinge wat nog moet gebeur. Maar geloof is 'n vertroue, dis iets eg, dis iets binne in jou, dis iets definitief wat ons nou en hier besit. Die tweede belangrike verskil ten opsigte van geloof en hoop is die feit dat hoop gesetel is in die denke en dat geloof gegrond is in die hart. Dis 'n hartsaak, is gesetel in die hart. Dit word dan baie treffend uitgebeeld deur Paulus se beskrywing ten opsigte van die wapenrusting. Nou in 1 Tessalonisense 5 vers 8 lees ons die volgende. Maar laat ons wat van die dag is nugter wees met die borswapen van geloof en liefde aan. So wat hy sê is, geloof en liefde is die borswapen. En dan sê hy, en as helm die hoop op die saligheid. So wat hy dan nou hier doen is, hy bring geloof in verband en is in die area van die hart, van die borskas, hierso. So die borswapen, dis die area wat dit moet beskerm. Dis die area van die hart. So geloof behoort tot die hart en dan sê hy dan die helm van hoop behoort tot jou denke of tot jou verstand. Dit beskerm jou verstand en in jou verstand is daar dan denke. Hoop is met ander woorde 'n verwagting in ons denke rakende die toekoms. Geloof is 'n toestand van die hart wat binne in jou iets produseer wat in die oomblik werklik is. Dit word in die Bybel as iets tasbaars beskryf. Nou in Romeine word die hart weer eens gekoppel aan geloof. Paulus sê in die 10de hoofstuk in die 10de vers sê die volgende, hy sê, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Geloof wat redding bewerk, word dus vanuit die hart van die mens geproduseer. Hoor jy wat sê hy hierso? Geloof wat redding bewerk, word in die hart geproduseer. Dit is baie belangrik dat ons dit raak sien. In die sinsnede waar hy sê, met die hart glo ons tot geregtigheid, is die glo die aksiewoord. Nou in Johannes 14 vers 1 sê die Here Jesus, hy sê, laat julle hart nie ontstel word nie, glo in God, glo ook in my. Nou wanneer dit gebeur, produseer dit iets in die persoon wat maak dat hy of sy weet dat hy gered is. Jy wonder nie oor jou redding nie. Wanneer daar iets in jou hart van geloof geproduseer word, dan weet jy is gered. Hoor wat sê hy in Johannes 6 vers 47. Hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Hy sê nie, sal die ewige lewe eendag hê nie. Hy sê dit in die hede. Geloof is vir die nou, dis vir die hede. So hy sê, hy het die ewige lewe. Jesus gebruik die teenwoordige tyd. Woordgebaseerde geloof produseer die ewige lewe in die hede, in die tyd, in die hier, in die teenwoordige. Kom ons bid saam.
Ag Here, ek bid dat ons mense sal hoop vir die toekoms, maar sal glo vir nou. En dat die geloof wat nou in ons harte wakker gemaak en geproduseer moet word, dat dit vir ons die wete gee, dat ons gered is. Seën ons mense in Jesus naam. Amen.